Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie reflekteer na sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Die seekoei is 'n semi-akwatiese soogdier met 'n massa van tot 2,5 ton. Dit kan onder die water op die rivierbedding loop en kan 5 minute lank onder die water bly. Verder is baie interessant dat kalfies word in die water gebore en kan swem voordat hulle kan loop. 'n Seekoei is 'n sterk en 'n vinnige swemmer en sal aanval wanneer dit gewond of versteur word. Die feit dat die seekoei verantwoordelik is vir die meeste menslike sterftes en beserings in die natuur maak dit die gevaarlikste soogdier in Afrika. Seekoeie is sosiaal en word in groepe van 5 tot 20 aangetref. Nou liewe vriende, dis amper so 'n kontras as ons daaraan dink aan die advertensies van die Chomp vroeër jare, die ou groot bek en soveel baie ander plekke wat die seekoei amper as hierdie sagte oulike dier voorgestel word, maar in wese is hulle baie gevaarlik. Net so word daar in die Bybel ook 'n klomp kontraste nogal gestel, wat dalk op die eerste oomblik mag dit dalk swak lyk, maar dan net so, dan word dit weer gesien dat dit eintlik iets wonderlik sterk is of 'n oorwinning wat behaal word. So word die kind van die Here beskryf in die woord van die Here ook. Ons sien daar in 2 Korintiërs 4 vers 18, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Nou omdat ons op die Here vertrou en omdat ons die Here dien, liewe vriende, kan ons hierdie dinge sekerlik verstaan, dat ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare. Dit is nogal 'n kontras wat daar sekerlik is, maar ons let nie op die dinge van hierdie wêreld nie, maar dit wat ons nie nou kan sien nie, die heerlikheid van die hemel, die wonderlikheid van die Here Jesus en die verlossing wat sekerlik ons deel gaan wees en dit wat die Here vir ons bewerk in die hemel. Dis waarop ons sekerlik fokus, want ons weet dis ewig. En daarom kom die Here en kom doen 'n groot en 'n heerlike werk, ook in ons hart en in ons lewe. So 'n kind van die Here kan sekerlik die verskil sien tussen die sigbare en die onsigbare, liewe vriende, terwyl die ongeredde eintlik maar net leef vir die sigbare, vir die hier en vir die nou, maar nie vir die ewigheid wat hierna is nie. So sien ons ook daar in 2 Korintiërs 6 vers 10, waar daar gesê word, as bedroefdes, maar altyd opgeruim. So word die kind van die Here beskryf, bedroef, maar altyd opgeruim. En dit klink eers of dit nie sin maak hierdie nie. Hoe kan 'n mens nou bedroefd wees en opgeruim? Nou liewe vriende, ons as kinders van die Here is sekerlik baie bedroef en behoort baie bedroef en hartseer te wees oor verlore siele, oor mense wat nie hulle saak met die Here regmaak nie. Die kinders van die Here is nou maar net so, ons kan nie anders as om hartseer te wees oor mense wat in hulle sonde wil bly volhard, wat hulle nie wil bekeer nie. Dikwels mag dit wees dat daar trane op ons kussings is in die aande, trane in gebed wat voor die Here uitgestort word, vir iemand wat die Here nie ken nie. Maar aan die ander kant, liewe vriende, is ons altyd opgeruimd en opgewek in die Here Jesus, soos wat die skrif sê, verbly julle altyd in die Here. Ons is altyd verbly in wat die Here kom doen het vir ons en wat hy nog vir ons gaan doen. En dit is sekerlik lei tot daartoe dat ons verkoop word op geestelike gebied dan. Belangrik dat ons sekerlik daarin ook so sal lewe. Dieselfde 2 Korintiërs 6 gaan verder as hy daar in vers 10 sê, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie en tog alles besit. En hier verwys hy daarna om te sê, ons het nie baie op die tydelike gebied nie, maar geestelik is ons ryk. En inteendeel, ons maak ander mense ryk, want ons help ander om by die Here uit te kom, ons help ander om die regte verhouding met die Here te kom, en dit maak dat ons dalk tydelik niks mag hê nie, maar tog alles besit. Want wat ons ook al nodig het, kan ons van die Here bid, en ons kan van die Here vra, en die Here help, en die Here voorsien. En dis die wonderlikheid van wie die Here Jesus is, en wat hy kom doen. So, liewe vriende, sal u sê as kind van die Here, dat u die kontras ervaar? Sekerlik sal dit so wees, as u vertroue in die Here geplaas het, sal u hierdie dinge ervaar. Maar hulle wat nou nog nie by die Here uitgekom het nie, sien net die een kant van die lewe. Kan ek dit maar so uitdruk, hulle sien net die sigbare, en weet glad nie van die onsigbare nie.
Mag u weet dat jy in die regte verhouding met die Here is. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir die liefde en die goedheid, dankie vir die werk wat u kom doen. Ons bid vir elkeen wat hulle in die regte verhouding met u ook so mag wees. Amen.